vanoggend in U heilige teenwoordigheid in met harte vol dankbaarheid, Here. Dankie vir die voorreg om vandag as familie van gelowiges saam te kan wees. Dankie vir lewe, vir genade en vir nog 'n geleentheid, Here, om U naam groot te maak. Verlede week kon ons nie Moedersdag vier nie, maar vandag, Here, wil ons spesiaal dankie sê vir elke moeder, ouma en geestelike moeder, Here. Dankie vir die liefde waarmee hulle dien, die opofferings wat niemand altyd sien nie, die gebiede wat hulle in stilte bid en die manier waarop hulle huise met warmte vul. Ons bid, Here, vanoggend vir elke ma, gee haar nuwe krag, gee haar vrede, vertroos haar, dra haar, hou haar styf vas, herinner haar dat U naby is, Here, en laat hierdie diens nie net nog 'n byeenkoms is nie, maar 'n ontmoeting met U. Here, ek bid vanaand dat daar vanoggend dat daar genesing sal wees, hoop sal wees, dat daar nuwe moed sal wees, dat mense vandag voel dat U hulle sien en hulle ken en hulle liefhet. En laat alles wat vandag gesê word en gedoen word net tot eer van U naam sal wees. Geliefdes, genade, vrede en barmhartigheid van God ons Vader en Jesus Christus, sy Seun, ons Here. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord op die seëngroet deur almal saam te sing. Gesang 288, blye versekering, Jesus is my. Blye versekering.
welkom om ons ook van vanaand te join, as u nou nie van donderdag aan hier was. Geliefdes, u weet ons nou as gevolg van verlede week Sondag se weersomstandighede, kon ons nie Moedersdag vier nie in die kerk, maar ons maak dit vanoggend deel van ons erediensprogram. Ons wil al ons moeders in die gemeente en gemeenskap van harte gelukwens met Moedersdag. Dan geliefdes, ons halfjaarlikse bazaar van verlede week Saterdag, hierdie Saterdag wat verby is, die vorige Saterdag, het die baie mooi bedrag, daar is ook net een wijk wat moet kom inbetaal, het die baie mooi bedrag van 47.293. Ek wil net noem, geliefdes, dit is so halfjaarlikse bazaar, ons het ons nie die braaibakke wat gewoonlik Desember maande is nie, en hierdie bedrag, ons het amper R8.000 meer as verlede jaar gemaak. So baie dankie aan die kerkraad en die wijke en die gemeenskap wat so mooi ondersteun het. Dan geliefdes, ons Pinksterdienste gaan nog voort en nooi ons elkeen uit om die week elke aand om 6:00 die dienste by te woon. Ons sluit volgende week Sondag 24 Mei om 10:00 ons Pinkster af met die bediening van die sakrament van die Heilige Nagmaal. Ons vra die gemeente om haarself voor te berei en die teenwoordigheid van die Here te ervaar in elke diens. Dan geliefdes, u sal onthou, so 'n paar jaar terug, het ons afgekondig dat die stukkie grond langs die pastorie sou verkoop het. Ons het aanbiedinge ontvang, geliefdes, mense kon, soos ons het sê, al 'n tenderproses insit om die grond te koop, maar dit was nie na ons wense nie. Ons het toe weer in November 2025 ons voorneme bekend gemaak en het ons die keer baie beter aanbiedinge gekry. So by ons gewone kerkraadsvergadering het die aanbiedinge gedien en is dit deur die Wellewaarde Kerkraad te koop aangebied aan meneer Joseph Sobekwa. Hy het die grond langs in die pastorie gekoop vir R265.000. En hy het alreeds amper 60% van die bedrag betaal. Vir u wat nou wonder wat hy met die gronde gaan doen, hy gaan parkering, u weet mos hy busse. Hy gaan die grond verander in parkering vir sy busse. So u sal sien, soos die tyd nou aanloop, sodra hy die laaste bedrag betaal het, dan gaan hy omheining by die grond sit en dan sal u sien gemeente dat die grond begin verwerk word. So, ons wil net u in kennis stel hiervan, u weet, dit kom nou al 'n paar jaar aan en ons dank die Here vir dit. En ons dank die Here dat hy ook vir ons 'n uitkoms gebring het. Ons vra die gemeente se voorbereiding vir hulle wie siek is in ons gemeente en gemeenskap. Geliefdes, ons het kennis gekry vanoggend van Suster Hantjie se niggie wat oorlede is. Ons dink aan hulle en hulle familie. En dan ook geliefdes, gister was daar 'n baie groot ongeluk van mense in Gravater. Ons is nie seker hoeveel is oorlede nie, maar baie is in die hospitaal. So ons dink ook aan hulle in Gravater en almal wat geaffekteer is deur hierdie ongeluk. Ons vra voorbidding vir hulle ook, geliefdes. Dit is dan die afkondigings namens die kerkraad. Ek het dan nou die wonderlike voorreg om die gelukwensing en verwelkoming te doen. Geliefdes, ons het nou nie verlede week Sondag kerk gehad nie. So as u in hierdie 2 weke 'n huweliksherdenking gevier het, dan kan u staan asseblief, u en u partner. Niemand nie. Okay, enige iemand in die 2 weke 'n verjaarsdag gevier, dan kan u staan asseblief. As u verjaar het in hierdie 2 weke, dan kan u staan. Geliefdes, baie geluk met u verjaarsdag. 'n Mens besef mos elke jaar wat 'n genadekans dit is om te verjaar. En die Here het julle gekies om nog 'n jaar by julle lewe te voeg. Ek bid vir julle net alle mooi dinge op julle lewe toe. Mag julle goedheid en guns beleef en ek hoop dat julle uit die grond uit bederf was. En ek bid dat vandag se diens in besonder spesiaal vir julle sal wees. Happy birthday. Kom ons gee julle 'n lekker handeklap. Dan geliefdes, as jy enige besoekers vandag in die kerk, dan kan u staan asseblief. Geliefdes, welkom hier by VGK, bly net so staan. Nie staan dan nie.
Welkom by VGK Lambertsbaai. Ek onthou julle was gisteraan by die Pinksterbid hier op gewees. Dankie dat julle vanoggend hier in ons diens is. Baie dankie dat julle uitgekies het om vanoggend die diens saam met ons hier te bring. Ek hoop dat julle so welkom sal voel en dat die woord wat gaan uitgaan werklik so groot seën vir julle sal wees. Ons hou van mekaar welkom laat voel hier by VGK Lambertsbaai. Worship team lyn, maak julle reg vir psalm sing. Ons sien waar ons op besoek oor sit geliefdes. So kom ons staan op en ons laat voel hulle lekker welkom en sommer mekaar ook. En as jy sommer by die mense loop, sê ek sien jou vanaand by die Pinksterdienste op. En dan welkom ek jou weer in die kerk. Kom ons laat voel mekaar lekker welkom in die huis van die Here.
laat u voel welkom. Ons skriflesing, geliefdes, kom vanoggend uit 2 Timoteus 1 vers 2 tot 5. 2 Timoteus 1 vers 2 tot 5. Soos u Bybels opmaak, ons sal ook die Bybel op die skerm sê. Kom ons berei onsself voor om die woord te ontvang en ons bid saam. Here, ons staan op die punt om u woord te ontvang. En ons besef vanoggend, Here, dat ons nie net nog 'n boodskap nodig het nie, ons het u nodig om die boodskap in ons te laat werk, sodat ons dit daar buite uit gaan leef. Ek bid vandag, Here, vir die pragtige Sondagoggend dat u vandag met ons harte sal praat. Praat met die ma wat moeg geword het. Praat met die persoon wat voel hulle is nie goed genoeg nie. Praat met die een wat vandag glimlag aan die buitekant, maar stikkend is aan die binnekant. Laat u woord, Here, vandag lewe bring waar daar seer is. Laat dit rigting gee waar daar verwarring is. Ek bid, Here, dat u my vanoggend sal gebruik as 'n instrument in u hande. Laat my woorde minder wees en u teenwoordigheid meer. En dat mense nie net 'n mens hoor nie, maar laat hulle die stem van God vanoggend ervaar. Maak ons harte sag om te ontvang wat u vandag wil sê. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. 2 Timoteus 1 vers 2 tot 5. Aan Timoteus, my geliefde seun, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Ek dank God wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebiede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou ma Eunice was. En wat? Daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Die woord van die Here. Geliefdes, verlede week sou ons kerke vol gewees het met blomme, met foto's, met drukkies en kinders wat langs hulle maas sit. Maar toe kom die storms, die wind het gehuil, die reën het geval, mense moes in hulle huise bly, baie mense het sonder krag gesit, party was bang, baie mense het skade gekry van geliefdes, en party het net stil deur die week probeer kom. En dis amper asof daardie storm, geliefdes, iets simbolies gewys het van die lewe self. Want as ons eerlik is, baie ma's leef elke dag in storms. Storms van bekommernis, storms van finansiële druk, storms van alleen voel, storms van kinders waarvoor jy moet bid, storms van trane wat niemand sien nie, storms van probeer sterk wees, wanneer jy eintlik self wil probeer breek, maar jy moet sterk wees vir jou kinders. En dalk vanoggend is hier 'n ma wat my stem kan hoor, wat glimlag, maar niemand weet hoe swaar sy regtig dra nie. Want ma's dra baie meer, geliefdes, as net kinders. Ma's dra huise, hulle dra atmosfeer, hulle dra emosies, hulle dra families, hulle dra verantwoordelikheid, hulle dra mense deur donker seisoene. En die waarheid is, geliefdes, en ma's wil dit nie sê nie, want ek staan sterk vir my kinders. Ma's is moeg, my broers en susters. Moeg om altyd sterk te wees.
moeg om altyd die een te wees wat almal optel, moeg om almal anders eerste te sit, moeg om te gee wanneer jy self lief voel, en tog staan hulle steeds op. Hulle maak steeds kos, alles hulle siek. Hulle bid steeds, hulle werk steeds, hulle huil soms in stilte, maar hulle hou steeds aan, want hulle is 'n ma. En dis waarom ons geliefdes, dit sou nou verlede week gewees het, maar ook vandag, nie net Moedersdag vier nie, ons eer vandag die harte van moeders. Want agter elke sterk kind is daar gewoonlik 'n vrou wat in stilte beklei het. Agter elke suksesvolle mens is daar dikwels 'n ma wat opgeoffer het. En agter baie mense se oorlewing is daar 'n ma wat op haar knieë gebly het. En vandag wil ek aan elke moeder sê, die wêreld onderskat dikwels die krag van 'n ma, want ons sien dalk net die kos wat sy maak, die klere wat sy was, die werk wat sy doen, die offers wat sy bring, maar God sien iets dieper. God sien die middernaggebede, die slapelose nagte, die bekommernisse, die opofferings, die kere wat sy wil opgee, maar aangehou het. En dalk voel u vandag, geliefdes, maar ek is nie 'n perfekte ma nie. Welkom by die klip. Want daar bestaan nie perfekte ma's nie. Daar's net ma's wat probeer, wat liefhet, ma's wat val en weer opstaan, ma's wat soms foute maak, ma's wat soms huil, ma's wat soms wonder of hulle genoeg doen, ma's wat die skuld dra van haar kinders se slegte keuses. Maar hoor my mooi vanoggend, God werk nie deur perfekte mense nie, hy werk deur beskikbare mense. En daarom wil ek vanoggend praat oor die tema en vra, watter tipe ma is jy? Want die grootste vraag van jou lewe gaan nie eendag wees, wat het jy besit nie, maar wie het jy gevorm? En vanoggend kyk ons na 'n vrou in die Bybel wat nie baie genoem word nie. Sy was nie beroemd nie, sy het nie op groot platforms gestaan nie, maar haar invloed het 'n jong man gevorm wat uiteindelik die evangelie help versprei het in hierdie wêreld. En haar naam was Eunice. En deur haar lewe vra God vandag vir elke moeder, watter tipe invloed los jy in jou huis? Nou die boek 2 Timoteus, geliefdes, is waarskynlik Paulus se laaste brief, voordat hy tereggestel is in Rome. Hy sit in 'n koue tronk, verlate, moeg, baie mense het hom reeds verlaat, en in sy laaste oomblikke dink hy aan 'n jong prediker, Timoteus. Timoteus was nie die hardste persoonlikheid het nie, hy was jonger, soms onseker, soms bang, en Paulus moes hom gereeld aangemoedig het, moenie dat mense op jou neersien nie. God het jou nie 'n gees van vrees gegee nie, maar tog het Timoteus iets gehad wat baie mense nie gehad het nie. Timoteus het 'n fondasie gehad voor hy begin het. En Paulus sê, ek onthou jou ongeveinsde geloof, met ander woorde, 'n geloof wat eg was, nie fake nie, nie 'n Sondag geloof nie, nie 'n kerkmasker nie. En dan sê Paulus iets ongelooflik, dat dit eers in jou ouma Louise en jou ma Eunice gewoon. So met ander woorde, as ons dit nou reg verstaan, Timoteus se geloof het nie by die kerk begin, dit het by die huis begin. Ek wil dit weer sê, net in ander woorde. Die kerk help jou kind, geliefdes, maar die huis vorm jou kind. Want voordat Timoteus ooit gepreek het hy waarskynlik sy ma gehoor bid. Voordat hy Paulus ontmoet het hy sy ma se geloof gesien. En voordat hy die wêreld verander het 'n ma hom gevorm. Nou wie was Eunice?
Die Bybel vertel ons in Handelinge 16 dat Eunice 'n Joodse gelowige vrou was. Sy was getroud met 'n Griekse man, so met ander woorde, sy het waarskynlik in 'n geestelike gedeelde huis geleef. Dit beteken dat sy moes geloof lief in moeilike omstandighede. En dis belangrik, want baie ma's dink, ek kan net 'n goeie ma wees as alles perfek is. Maar Eunice leer ons dat jy kan steeds 'n goddelike invloed wees, selfs wanneer jou huis nie perfek is nie. Selfs wanneer jou huwelik swaar is, wanneer daar finansiële druk is, wanneer jy alleen voel, wanneer jy soms moed verloor, want geloof word nie net in goeie tye gebou nie, baie keer word geloof in trane gebou. So watter tipe ma is jy? Is jy 'n ma wat net praat oor God, of 'n ma wat God lief? Timoteus het iets in sy ma gesien, nie net gehoor nie, gesien, want kinders onthou nie altyd jou preek in die geliefdes, maar hulle onthou jou voorbeeld. Hulle onthou hoe jy gereageer het wanneer dinge verkeerd geloop het, hoe jy praat wanneer jy kwaad is, hoe jy ander behandel, of jy regtig bid, of jy regtig vertrou, want kinders geliefdes glo ek kan valsheid voel. En dis hoekom Paulus sê, ongeveinsde geloof. Nie gespeel nie, echt. En die wêreld het vandag nie meer perfekte ma's nodig nie. Die wêreld het egte ma's nodig. Ek maak foute, maar ek dien steeds vir Jesus. So watter tipe ma is jy? Is jy 'n ma wat net voorsien, of is jy 'n ma wat vorm? Ons leef in 'n tyd, geliefdes, waar ma so hard werk om kinders alles te gee, maar soms gee hulle alles behalwe God. Ons gee sport, ons gee fone, ons gee klere, ons gee geld, ons gee geleenthede, ons skel, jy is katisant moet kerk toe kom, maar jy was vir die jaar nog nie in die kerkie, maar gee ons geloof, en is ons die voorbeeld van geloof. Want my broers en susters, jy kan jou kind alles koop in hierdie wêreld, maar jy kan nie karakter koop nie. En ons het dit ons eerste aand van Pinkster gesien. Jy kan nie integriteit koop nie, jy kan nie gebed koop nie, jy kan nie 'n verhouding met God koop nie. Dit word gelief, dit word gevorm, dit word oorgedra, maar dan blameer ons nie uit slegte vriende. Maar watter tipe ma is jy? Is jy 'n ma wat moed opgegee het? Miskien sit jy vanoggend 'n moeder en jy voel, ek het misluk. My kinders dien nie die Here nie, ek het te veel foute gemaak, maar hoor my vanoggend. God werk steeds deur gebroke mense, want niemand in die Bybel was perfek nie. Nie Eunice nie Louise nie Timoteus nie, maar God het hulle gebruik omdat hulle beskikbaar was. En dalk huil u vanoggend oor u kinders, bid u oor hulle, wonder jy of jou gebede ooit werk, en God sê vanoggend, hou net aan, want ons weet nie wat God besig is om in die stilte te doen. Die saad wat u jare terug geplant het, kan nog opkom, juffrou Linda. So wat is vanoggend se boodskap? En besonder aan al ons moeders. Moederskap beteken nie dis net biologies nie. Dit is geestelik ook. Want daar is vroue hier wat dalk nooit kinders gehad het nie, geliefdes, maar julle het mense gevoed met liefde. Julle het jong mense bemoedig, julle het gebid vir ander, julle het geestelike moeders geword, en God sien dit. Dit beteken ook, geliefdes, dat die grootste ding wat 'n ma vir haar kind kan gee, is nie geld nie, is nie luxuries nie, maar dis Jesus. Nie perfeksie nie, maar geloof. Nie 'n perfekte lewe nie, maar 'n voorbeeld van iemand wat aan God vasklou, selfs in moeilike tye. En eendag wanneer hierdie lewe verby is,
gaan mense dalk nie onthou hoeveel geld jy gehad het, hoe mooi jou huis was nie, hoe jou gordyne altyd gestryk gelyk het nie, hoeveel volgelinge jy gehad het nie, maar iemand gaan onthou, weet julle, daai vrou het my geleer bid. Daai vrou het my gewys hoe geloof lyk. Sy het my lief gehad toe ek moeilik was. Sy het nie opgegee op my nie. Daai vrou het my na Jesus toe gelei. En dalk sit hier vanoggend iemand of die wat my stem kan hoor en u voel u is 'n gebroke ma. U is 'n stikkende ma. U is 'n enkel ma. 'n Ma wat skuldgevoelens dra. 'n Ma wat wonder of sy genoeg doen. Maar hoor my vandag, geliefdes, die Here soek nie perfekte ma's nie. Hy soek 'n beskikbare ma. 'n Ma wat sal sê, Here, gebruik my huis in sy onvolmaaktheid. Gebruik my woorde, al het ek nie baie nie. Gebruik my trane, al huil ek so baie. Gebruik my gebede, al is my sinne nie volledig nie. Gebruik my voorbeeld, want alhoewel ek nie perfek is nie, probeer ek elke dag om 'n goeie voorbeeld vir my kinders te wees. Want een biddende ma kan 'n generasie genees, geliefdes. Een gelowige ma kan 'n hele generasie verander. Een gelowige ma kan 'n huis red. Een ma wat aan God vasklou, kan 'n Timoteus groot maak wat die wêreld gaan verander. Moet dus nie die krag van jou invloed onderskat nie, geliefdes. Jy mag dalk dink niemand sien jou opofferings nie, maar die hemel sien dit alles. God sien jou laatnaggebede, geliefdes. God sien die trane op jou kussings. God sien die opofferings. God sien die kere wat jy aangehou het, al was jy moeg. En dalk voel jy klein vanoggend. Maar in God se hande kan 'n ma se invloed ewig wees. Wanneer u vandag hier uitstap en iemand vra vir u, wat se tipe ma is jy? Mag jy 'n ma wees wat nie net gee om almal tevrede te hou nie, maar 'n ma wees wat 'n voorbeeld is wat haar kinders vorm en groot maak vir hierdie wêreld. Aan die ma's wat vanoggend hier sit en dink, u is nie goed genoeg nie. Die Here sien al jou opoffering. En dalk sien u dit nie nou nie, maar eendag gaan u die vrugte pluk van dit wat u nou in die kind insit. Mag elkeen vanoggend hulle self beskikbaar maak, of u 'n biologiese ma is en of u 'n geestelike ma is, om 'n verskil in mense se lewens te maak. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord wat nooit leeg terugkeer nie. Dankie dat u vandag weer met ons gepraat het en ons herinner het aan die krag van geloof, liefde en 'n goddelike invloed. Here, ek bring nou elke moeder voor u, die ma wat sterk lyk maar eintlik moeg is, die ma wat vanoggend oor haar kinders huil, die ma wat voel sy het gefaal, die ma wat probeer aanhou, al raak die las swaar. Here, ontmoet hulle vandag op 'n besondere manier. Waar daar skuldgevoelens is, bring genade. Waar daar vrees is, bring vrede. Waar daar moegheid is, bring nuwe krag, Here. En waar daar gebroke verhoudings is, bring herstel, Here. Dankie dat u elke traan sien, elke gebed sien, en dankie dat geen daad van liefde ooit verniet is nie. Ons gaan nou hier weg, Here, maar laat u teenwoordigheid saam met ons gaan, in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, voor ons oorgaan na die diens van offergawes, ons het twee van die oudste moeders in ons gemeente. Sister Shorielda, wat u nie net gou die goedjies gaan haal asseblief. Dit is Auntie Spen en Auntie Bertha Voentjies. Nou, Auntie Bertha Voentjies is sy nie. Sy is nie vanoggend in die kerkie, maar ons gaan dit na kerk vir haar gaan gee, geliefdes. Maar Auntie Spen is hier vanoggend. So ons het net ietsie wat ons vir ons oudste twee moeders
wil gee geliefdes. As u Frankie Spin ken geliefdes, dan weet julle sy kan dalk laat wees, maar sy is ja, persoonlik. As sy hier is en julle weet, iets is regtig fout. Niks hou Frankie Spin praat. Ek wil net vir u sê geliefdes, en die Spin soek nie lig op 'n Sondagoggend nie. U moet net bewus wees van dit. Sy wil kom stap. Maak nie saak hoe laat sy hier aankom. En die Spin, ons is baie lief vir u. En ons dank die Here vir die voorbeeld van 'n moeder wat u vir ons elkeen is. U dra hierdie gemeenskap. Ek onthou van my eerste dag af, my auntie, was u altyd daar. En ek dank die Here vir u lewe. Hier's vir u 'n geskenk net om te sê dankie dat u een van die oudste moeders in ons gemeente is. Kom ons gee 'n hande klap vir jy sê jy wil nie Linda sy gaan later draai, maar hier is vir die stem aan Linda se brief van Linda. Iemand sal vir die stem in huis, maar ek kan nie met hom staan. Hy so nie. As jy sien, nie hulle huis nie, hulle maak die saam hulle myne en doen. Hoor jy spesiaal? Ek sal hom na die berg toe gaan geliefdes en daar harde moet gaan afgee. Geliefdes, ons gaan nou oor na die diens van offergawes. So u kan u geld nie reg kry. Ek is al nie verlede week net die storm. U dankoffer kon u nie ingooi nie en ek weet dat dit u paniekerig gehad. So u kan dit nou vanoggend in die sakkie plaas geliefdes om seker te maak dit kom by die kerk uit. Worship team, sit ons daar op die pad met 'n lekker medley en dan weet u mos ons sien mekaar vanaand weer geliefdes. Kom ons prys die worship lekker saam met span. Hy vat my hier, hy soek my na, hy vat my na, Thank you.
kan weet wat ons op aarde moet doen. Kom seën hierdie offergawe tot uitbreiding van u koninkryk hier op aarde. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, voor ek die seën uitspreek, die bidtuur begin vanaand 6:00, die Pinksterbidtuur. So ek sien almal vanaand 6:00 weer hier in die kerk. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met u elkeen bly en wees nou tot in ewigheid. Amen. Mooi middag geliefdes, ons sien vanaand. Die